Jesus come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same. In the power of the name. Come, Jesus, we've been waiting so long. Yes, we have. For the day you waiting on your return. Oh, we're waiting on you. Stop by, Jesus. Hallelujah. So we need you right now. Come and turn this around. Somebody need a miracle. I know, Lord, you can do it. So we give it to you. We've been waiting a long time. Jesus, come on, Jesus. Hallelujah. One day he'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down. 'Cause it might be the day. The time is right now. Oh, there is no need to wait. Yes, we'll be it will be washed by rivers of grace. Come, Jesus, come. Come on, Jesus. We've been waiting so long. Miracle working Jesus. Stop by if you don't stay long. If you don't stay long, we need you. Yes, we do. We're asking you. We're asking you in the name of Jesus. Do it, God. Do it, Lord. Do it, God. Come, Jesus. Do it, God. Come, Jesus. Right now. It's already done. Can you believe God? Can you trust God? Jesus. Come, Jesus, come. It's already done. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Glory, glory, glory. 'n vis kan nie buite die water wees nie. Hoekom so 'n tema? Wat kan dit wees? 'n vis kan nie buite die water wees nie. Nou, ek gaan nou vra vir 'n kind om vorentoe te kom. Wie wil gou vorentoe kom? Armand, kom staan jy hierso voor? Kom staan jy hier voor? Kom staan jy 'n bietjie hier voor by my? Dan vat jy hierdie vis. Waar is die vis?
Nou, wat vat met daai vis? Waar is die Mike? Waar is die Mike? Geef vir my nou Mike. Waar is die Mike? Waar is die Mike? Kom maar draai om dan. Hoe voel die vis? Sag. Is hy sag? Ja. Nou, lewe hy? Nee. Hoekom nie? Beleid. Hy moet jou gemaak. Is hy met materiaal gemaak? Nou. Maar kom ons sê hy's nie met materiaal. Kom ons dink nou, kom ons vat hierdie nou as 'n regte, egte vis. Nee, JP en Jonah gaan nou en Sipho gaan nou gister hulle gevang vis. Hulle kom huis toe, hulle neem net foto's, maar daar kom nie 'n vis nie. Ag, dorp en ek kom daarom met 'n vis huis toe. Maar hierdie vis beteken eintlik niks nie. Hoekom dink jy beteken hy niks nie? Kan hy swem? Ja. Hoe gaan jy hom laat swem? Is Hy is dood, dit is net 'n vis. Dit is niks. 'n Hond kan hom met hom speel, hy gaan niks terug doen nie. En as jy hom 'n regte, egte vis so hou buite die water, wat gebeur met hom? Hy gaan dood. Hy gaan dood. Ja, ek wil vandag 'n regte vis gebring het, maar ek wil nou nie 'n visie hier op die grond laat doodgaan nie. Dit gaan nie mooi wees nie. Maar 'n regte, egte vis wat in die water is nie, gaan dood op land. Hy kan nie lank oorleef nie. Nee. Ja. Stem jy saam? Ja. Okay, jy kan nou maar gaan sit. Dit is nou hierdie visie, sien nou hierdie visie as jouself. Ja, dit is nou jy. Jy is hierdie visie. Jy is hierdie visie. Beteken hierdie visie enige iets? Absoluut niks nie. Absoluut niks. Daai vis is dood. Hier's nie lewe nie. Hier's niks in hierdie vis se lewe. Absoluut niks nie. Hy is mos dood. En baie van ons is so. Glo julle vir my? Baie van ons is so. En dan wil ons die volgende doen. Jou pastoor kan jou nie help groei as jy nooit by die kerk is nie, want 'n vis buite die water sal binnekort doodgaan. Amen. Hoe klink dit vir jou? Want baie mense bel my en sê hulle, bid vir my. Ek weet nie meer wat se kant toe nie. Maar ek sien jou nooit in die kerk nie. Net as jy pomp oor die venster trek, dan is jy gou besig om, dan ken jy die nommer, dan weet jy wat moet jy, dan moet jy gou bid. Maar ja, kom ons kyk, Hebreërs 10 vers 25. Moenie die onderlinge byeenkomste nalat soos sommige die gewoonte het nie. Weet jy wat belangrik is dit om hier te wees, saam. Kyk, ons het nou lekker gedans saam met die kinders. Ons het nou lekker gesing, ons het lekker voor die tyd saam gesels. Is dit nie vir julle lekker om dit te doen nie? Is dit lekker om 'n drukkie te kry van iemand dan? Dit is so awesome om te sien mense is opgewonde om kerk toe te kom. En julle is nie hier om 'n merkie agter julle name te kry nie. Julle is hier om voedsel vir julle siel te kry. Want as jy soos hierdie visie net buitekant gaan lê, gaan jy dit nie maak nie. As jy jouself nie volmaak nie, gaan jy dit nie maak nie. Amen? Amen. So kom ons buig ons hoofde en ons open die diens amptelik. Ons hemelse Vader, ons kom vandag voor U met elke hart van ons wat oop is. Dankie vir asem wat ons kan haal. Dankie vir lewe, vir genade. Dankie dat U ons bymekaar gebring het as 'n familie, 'n liggaam, 'n gemeente, 'n heilige vergadering. Here, vandag vra ons, spreek diep in ons binneste. Skud ons wakker waar ons aan die slaap geraak het. Lig ons op waar ons lam geword het. Herstel ons passie vir 'n huis, vir U koninkryk. Heilige Gees, beweeg van sitplek tot sitplek. Rus op elke hart, breek elke binding, vul elke leemte wat daar is. Genees elke wond. Here, dit is nie net fisiese wonde nie, maar geestelike wonde wat ons het. Laat die salwing so sterk wees, dat niemand hier vandag uitstap, soos hulle ingestap het, Here. Ons verklaar dat hierdie diens behoort net aan U alleen. Hierdie woord behoort aan U. Hierdie oomblik behoort aan U. En ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. En amen. Amen. Nou, dis vir my so awesome om, as jy 'n beeld skep van 'n vis wat buite die water is. En familie, daar is eenvoudige waarheid in die natuur. 'n Vis kan nie oorleef buite die water nie. Dis natuurlik.
Hy kan nie buite die water oorleef nie. Dit maak nie saak hoe mooi die vis is nie. Dit maak nie saak hoe sterk die vis is nie. Maak nie saak hoe die vis geskape is nie. Sonder water sterf hy seker. Maar verseker sal hy sterf. As daai kinders gister daai vis gebring het, huis toe gebring het wat hulle gaan vang het, en ek het die vis net buitekant gehou tot om vandag vir julle te wys, sou die vis dit gemaak het op vandag toe? Hy sou dit glad nie gemaak het nie. Dalk 'n waber, ja. 'n Waber gaan dit maak, want hy lewe onder in die modder, maar ja, 'n vis gaan nie. 'n Christen sonder 'n huis van God verdroog geestelik. As jy nie kerk toe kom nie, en jy maak nie jouself vol met die woord nie, dan verdroog jy geestelik. Nie skielik nie, maar stadig, stukkie vir stukkie. Glo julle my? As jy glad nie jou Bybel oopmaak nie, as jy glad nie die samekomste bywoon nie, en jy's net afwesig, dan is daar stukkie vir stukkie. Is besig om dood te gaan. En God het van die begin af ons so ontwerp, 'n liggaam, 'n gemeente, 'n herder en 'n kudde. Kyk, 'n skaap het 'n herder nodig. Elkeen van ons het iemand nodig om na op te kyk, om na te kyk, om te weet jy wat, daar is daai sekere persoon wat vir my bid, wat daar is as ek in die moeilikheid is. Ek het hierdie week seker so 10 oproepe gehad, waar mense so gehuil het, wat hulle eintlik geskreeu het uit hulle binneste, wat seer het. Maar as jy glad nie gaan praat oor jou seer nie, jy gaan glad kwaad bly, word jy verbitter en jy's nie gemaak om alleen geestelik te oorleef nie. En jou pastoor kan jou nie help groei nie. Hulle kan jou voed, hulle kan jou nie dwing nie, hulle kan jou lei. En as jy nooit in die teenwoordigheid van God is nie, kan daar nie geplant word in jou lewe nie. En ek gaan begin met 'n stukkie wat julle weet die man wat altyd die tent reg gemaak het as die wind gekom het en hy het vir hom gewaai dat die penne uitsteek, dan kom Ivan, dan kom maak hy daai tent reg. Dan slaat ons daai tent af en dan is hy gou besig met naald en ek weet nie wat sy garen hy gebruik het, die gat of wat ook al, en dan maak hy daai tent, dan stik hy vir ons daai tent met sy hand. En so het ons die saadjie geplant. Hy het begin om die kerk skoon te maak, te vee, en stoele reg te pak. So het ou Ivan net altyd gewerk. En ek het vir Ivan, so ruk terug, is hulle besig om te werk in die huis wat ek ingetrek het. En die tannie het Fumi tabs of wat ook al ingeasem. En al wat sy vir my geskreeu het oor haar foon is, bring melk. En ons kom daar en ons voer haar net melk en ons voer vir Ivan net melk, maar Ivan het beter as sy gelyk. Die vra ek vir hulle, kom ons moet nou bid, want die hospitaal is bietjie ver. Die tannie se oë is groot. En ons bid. Ek bid, JP bid, Jona bid, en ek sê vir Ivan bid, maar sy oë is groter as sy tannie se oë. En ek sê hy moet bid in sy taal. En so het ons dit gelos. Ons het nooit weer daaroor gesels nie. En die tannie dadelik reggekom. Dadelik het sy begin asemhaal, dadelik het sy begin beter voel. Nou, Ivan is nie op die pad gewees nie. Hy het 'n wakke verhouding gehad, maar hy het nie kerk toe gegaan nie. Hy het elkeen van ons het 'n verhouding. En hy middag toe, sien ek hy staan voor my kantoor weer en hy vra vir my, man, I need a Bible. Ek sê vir jou gee ek 'n Bybel met liefde. En hy is so opgewonde en hy hou daai Bybel vas, daai smile op sy gesig. Kan jy nie oorvertel nie. Ons praat hier van 5 jaar plus, wat ons met hom op pad staan. 5 jaar plus. En hy kom vra daai Bybel en gee vir hom 'n boekie by, 'n dagboekie wat ek vir hom sê, lees nou die 8de Desember, dan lees jy die stukkie na onder wat dit vir jou sê, dit kom uit daai deel van die Bybel. Dan gaan lees jy daai stukkie. Want baie van ons is geneig om iemand 'n Bybel te gee om net so te los. Maar dan moet jy daai stukkie lees sodat daai woord 'n openbaring kan word vir jou en jy bid vir 'n openbaring. En hy kom die volgende dag en sê vir my, man, you must baptize me.
Maar julle, wat beteken dit? Huh? Hy is nie iemand wat kerk toe gegaan het nie, hy het gebid, en daar het die Here vir hom 'n wonderwerk gewys, wat vir ons baie beteken. So, was hy in die teenwoordigheid van God, en daar saad geplant gewees in sy lewe, en daar is op die ou end water gegee, en daai saadjie het nou begin ontkiem. En hy gaan nou nie meer Sondag vis vang saam met die kinders nie, hy gaan nou Sondag kerk toe. En Jonah is so upset, want sy visvangmaatjie is nou elke Sondag in die kerk. Ons sê dankie daarvoor. Nou ja, God het die gemeente as 'n geestelike huis geskape. Hierdie waar julle is 'n geestelike huis. Amen. Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Julle is die huisgenote van God en word saam opgebou tot geestelike woning vir die Here. God bou die huis, nie die mens nie. God is besig om mense hiernatoe te stuur, nie ons nie, God alleen. Die gebou wat is nie sement nie, dit is nie hierdie mure, alles wat hier staan, dit is nie die liggaam nie. Ons wat hier sit, dit is die liggaam, die mensehuis. Elke van ons is 'n mensehuis. Hier kom ons saam, 'n plek waar ons kan groei. Want glo vir my, as jy weer na 'n vis gaan kyk, en jy maak die kas oop en jy kry pilchards, gaan jy dink aan die boodskap wat vandag bedien is. As daai pilchard uit die water uitgehaal is, kon hy nooit 'n pilchard geword het nie. So as jy nie plan maak nie, dan gaan jou geloof nie sterk wees nie. En 'n plek, jy gaan nie groei nie. Maar as jy in die plek van samekoms kom, is daar groei, genesing, geloof en ondersteuning. As ek vir julle sê, as ek vir alles wat ons deur is die afgelope tyd, as daar nie ondersteuning was nie, waar sou ek gewees het? Waar sou ek werklik gewees het? Jy het nie nodig om vir iemand te sê, hoor, hier is vir jou hulp nie. Al wat jy doen is, jy dra daai persoon op in gebed. So moet ons mekaar opdra in gebed. Baie keer is daar dinge wat jy wil doen, maar baie keer laat God jou toe om net die gebed te doen. En dis deel van ondersteuning. So ek sal nie sterk gestaan het as ek nie al hierdie mensies gehad het wat vir my elke dag ingetree het nie. So elke diens wat 'n mens bywoon is 'n bousteen tot waar jy nou is. Elke preek is 'n stit wat vir jou optel. Elke ontmoeting is 'n sementlaag wat jy neersit. Amen. So hierdie, as jy kyk na die mure, elkeen van ons is 'n baksteen. Net dit wat daar binne-in is, die sement of die pleister of wat ook al dit is, dan is dit hou mense aan mekaar. Amen. Wanneer jy nie daar is nie, hoor jy nie net 'n preek nie, jy mis 'n preek. Jy mis die deel van die muur wat vandag vir jou beskerming moes gewees het. Nou, as ons nie hier was nie, en jy het nou voor die TV gelê, het jy uitgemis om my lyfie saam te sing, om kinders te sien wat gelukkig is, om regtig lekker saam te dans. Amen. Jy sê dit gemis het. Jy sê die dans nie gehoor het nie, jy sê daai musiek nie gehoor het nie. So dit is wat nodig is. Nou ek gaan vir julle vra om saam te staan en ons sing Here I am to worship. En ons worship die Here. En daarna gaan ons aan met die diens. Ons het nou weer vandag 'n diens wat sit staan is, wat lekker is. Want hierdie woordjie gaan julle vat na die volgende deel. Hierdie lied vat julle na die volgende deel toe. Baie dankie JP. Ja, dit is actually vir Jimmy. Nie dan is dit. Kom ons staan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty
adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Together. Lekker rustig plek. Here I am to worship. Jy is nie geskape om te groei in afsondering. En weet julle, baie van ons mense sit in afsondering. Ons wil nie met mense meng nie want hulle maak seer. Ons is nie lus vir mense nie. En God het nooit gesê jy moet by jou grow by yourself nie. Hy het nooit gesê jy moet alles self doen nie. Jesus stuur die disippels 2-2 na plekke toe. Die vroeë kerk het elke dag saamgekom. Paulus skryf van die gemeente is nie 'n eensame persoon nie. Maar Christelike groei is 'n spanprojek. Christelike groei is 'n spanprojek. Wat beteken dit? Wanneer jy wegbly van die huis van God af, jy verloor jou geestelike ritme. Jou geloof word koud. Mensies, as jy op jou eie is, daar een kant met 'n deur wat toe is, word jy koud vir die samelewing. Jy word koud. Jy word koud. Jou vuur word dowwer.
Want jy kan nie regtig worship nie, want dit is nie lekker om stoksiel alleen in 'n huis te sit en te sê, here I am to worship. Mens hoor niemand nie, jy sien niemand nie, dis net jy en God alleen. Maar het julle gevoel, is hierdie liedjie hierdie liedjie enige een van julle aangeraak? Het julle gesien die ou langs jou wat so lekker sing, wat uit hulle bors uit sing? Dit gee vir jou 'n bietjie woema, dit gee jou 'n bietjie iets. Jou roeping word vaag as jy net eenkant is. Jou gehoorsaamheid word swakker. Nie omdat jy 'n slegte mens is nie. Glo mooi, jy is nie 'n slegte mens nie. Maar omdat jy 'n vis is wat probeer leef op droë land. Jou pastoor kan nie die gee wat jy ontvang. Kan jy net gee wat jy ontvang. 'n Pastoor is 'n herder of 'n dominee is 'n herder, maar 'n herder kan net lei wie wil volg. So as jy nie wil gelei word nie, en jy het jou eie denke, jou eie dinge, dan kan jy nie jou herder volg nie. Jy het jou eie dinge wat jy wil doen. Een herder kan jy nie dwing om te eet nie. Herder kan jy nie dwing om te wei nie. Jy het 'n keuse wat jy moet maak. 'n Skaap wat by die kudde nie opdaag nie, dis 'n maklikste prooi vir die vyand. Sit nou 'n skaap wat alleenig is. Ons het gister bokke langs die pad gekry. Hier 'n bok, daar 'n bok, daar 'n bok, oral is daar bokke. Hulle is nie 'n groep nie. Nou is dit maklik as hulle in 'n groep is. Hier waar ons in 'n groep is, kan ons rekke sterk staan. Maar as ons daar buite alleenig staan, dan is jy oop vir die vyand om jou te kan gryp. En dis soos 'n skaap. As 'n skaap afgedwaal het, is hy daar weg. En dit is maklik om van die pad af te gaan. Amen. Die duiwel is slim. Hy haal jou eers uit die gemeente uit. Dan uit die woord uit. Dan uit jou gebedslewe uit. En die res gebeur van self. Maar die goeie nuus is, God roep jou vandag terug na jou waterbron. Hy roep jou terug. Hy sê kom. Hy het die 99 gelos om daai enetjie te gaan haal. Amen. Baie van ons is daai enetjie wat afgedwaal het. En dink ons beteken niks vir die wêreld. Absoluut niks. Amen. En dan vir ons moet net so sit, dan speel ons lied nommer 2, Ek sal nie bang wees nie, van Piet Retief. Psalm 23. Dink aan Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal, by die diepste donker plekke, waar ek deur die doodsgevaar, ja, vlerke van my toe, onder die trouwe vleuels vind ek my skuiling, die vere is my skuld, my beveiliging. Ek sal nie bang wees nie, vir die onheil in die nag, of verwoesting in die dag.
buiten die bereik van die vyand en sy magte. Omring aan elke kant. Want U laat my dra. Veilig voor alles wat versteur vergiftig. Begrys elke aanval wat op my gerig is. Ek sal nie bang wees nie vir die honor en die naam of verwoesting en die dood. Ek sal nie bang wees nie of alle duisend aan my sy of 1000 keer langs my. Ek sal Ek sal gou een kind by my. Eerste een, kom gou by enige kind. Kom gou hier na toe. Ek loop. Nee, Stoksie alleen. Ek is alleen. Stoksie alleen. Dan begin ons, en ons kry nog iemand by, wat saam met my loop. Nee, dan is ons so groot, dan is ons lekker groot, dan kan ons baie meer bereik in die lewe. Nog 'n kind, kom nog 'n kind. Kom nog 'n kind. Kom. Gaan staan nie aan my kant. Kyk hoe baie is ons nou so stewiger, ons is nou groter, ons gaan nou meer mense bereik. Nee, kom nog 'n kind, kom vat die hande. Kom vat nog, gaan vat daai kant, maak vol, trek die lyn, staan daai kant toe. Kyk hoe groot word ons nou, kom Malakai, kom Malakai, was hy hou vas. Kyk hoe groot is ons nou. Nou kan ons meer mense bereik, ons kan sterker staan in die lewe. Amen? Ons kan sterker staan. Ek alleen kan nie alleen nog staan nie. Maar as ek hierdie mense het wat saam met my stap, kan ons soveel meer doen. Ons kan soveel meer mense bereik. Ons kan soveel toemaak. Ons kan vir soveel daar wees. Amen? As dit net ek alleenig is, kan ek net een mens help. Maar as ons so 'n klomp is en ons hou hande vas, en ons beweeg vorentoe, ook sal ons bang wees. Want ons is daar vir mekaar. Amen? Want ons bang wees. Nee, want julle almal uit mekaar. Julle kan maar gaan sit. Ons het vir mekaar, ons hoef nie bang te wees nie. Hebreërs 10 vers 25 sê, dit is nie 'n opsie nie, dis 'n gebod. Moenie die onderlinge byeenkoms nalat, so sommige die gewoonte het. Die let daarop, moet nie is wat? 'n opdrag. Hy gee vir ons 'n opdrag. Ons moet by mekaar kom. Onderlinge, wat beteken dit? Om saam te wees. Het ons hande gevat. Ek alleen kan nie net so staan. Ons het mense se hande nodig om saam te staan. Byeenkomste, dit moet gebeur. Hierdie wat ons hier het vandag, moet gebeur. Dit is 'n ding wat moet gebeur, dit is 'n opdrag. 'n gewoonte, dit is maklik om net weg te bly. Dit is so maklik om verskonings uit te dink. Amen? Dit is baie maklik. God sê, ek weet, julle gaan moeg wees. Ek weet, die lewe gaan druk. Ek weet, daar sal versoekings wees. Daarom gee ek 'n opdrag wat jou sal beskerm. As ek moeg is, het ek iemand nodig om my op te tel. Het ek nodig om, iemand moet die hande omhoog gehou word. Iemand moet die man in die huis se hand omhoog hou. Iemand moet die ma in die huis se hand omhoog hou. Iemand moet die kinders se hande omhoog hou. Wanneer jy by die gemeente instap, gebeur daar 3 dinge. 3 dinge. Jou geloof word aangesteek. As jy sien hoe die kinders gedans het, dan verander dit so iets hier binne. Dis 'n liggie wat hier binne aangegaan het. Jou kop word weer ingestel volgens die woord. Amen. Jou gees word gevoed. Jy ontvang iets hier binne, 'n boodskap wat vir jou laat besef, sjoe. 'n vis wat terugspring in die water, leef weer. Gaan ons bietjie terugspring in die water, sodat ons weer kan lewe. Dat ons kan dans soos wat hierdie kinders gedans het vandag. Die Here het my mooi gemaak. Ons dien die, dit is so lekker om die Here te dien. Is dit nie lekker om die Here te dien nie?
Hierdie gemeente is ons lewenslyn. Is deel van ons menswees. Sommige sê, ek kan kerk hou by die huis. Ek kan kerk kyk op die TV. Hierdie video wat ons maak, het nie alles in nie. Om hierdie video by die huis te kyk, ja, dit gaan vir jou iets beteken. Maar dit is noodsaaklik om hier te wees, om hande te vat, om saam koffie te drink, om saam te wees. Mense het dit so nodig. Maar die woord sê vir jou moenie by die huis bly nie. Niemand bid saam met jou as jy by die huis is nie. Niemand kan jou hand vashou nie. Niemand spreek lewe oor jou nie. Jy is alleen. Niemand dra jou vrae nie. Niemand bou jou op nie. Niemand hou jou verantwoordelik nie. Kyk vanoggend, dit was my die mooiste oggend om hier in te stap. Eers kruip ek weg in my kar. Dink ek, wag, ek het nog 'n bietjie paar dinge om te doen as die mense hier aankom en hulle my storm. En toe ek hier in die kerk ingestap kom, toe sien ek, jette maar hierdie mense is besig. Elkeen het 'n bietjie oefeninge ingekry. Een het 'n koppie reggepak, een het 'n stoel afgevee, iemand het 'n kussing uitgehaal. Nou, die gemeente is God se lifeboat vir elke storm van die lewe. As ons deur storms gaan, en ons het nie mekaar wat ons mekaar se hande omhoog hou nie. So daar's iemand in 'n kerk gesit, die leraar, die pastoor, dominee, hy is daar gesit, dis jou herder, is God se geskenk aan jou, om te kan groei. Elke woord wat jy ontvang, is 'n geskenk. Jy kan hoor, jy kan dit gebruik, jy kan leef daarvolgens. Amen. Is dit nie 'n geskenk om 'n woord te ontvang nie? Wie het vandag hierdie boodskap nodig gehad om te hoor? Dat jy weet, as jy daai water uitbly. En julle kan nou met my maar net sê wat julle wil. Die wat 2 weke nie in die kerk was, of 3 weke, hoe voel julle geestelik? Moeg, uitgeput. Maar as jy in die kerk is, en jy gaan nou hier uit, en ek, Here, ek wil nie buite die water wees nie, want regtig ek wil nie gaan nie, ek wil graag vol water wees, ek wil vol van die Heilige Gees wees, ek wil vol van die woord wees, ek wil vol van u teenwoordigheid wees. Dis vir ons wil wees. Ons wil nie buite die water bly nie, want buite die water gaan jy dit nie maak nie. Amen? Nou mensies, ek gaan 'n blessing gaan ek laaste doen, maar ek gaan nou vir julle vra, wanneer jy getrou is aan God se huis, bou hy jou huis. Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God. Wanneer jy sy huis eers besit, soek eers die koninkryk van God, né? Ons moet eers sy koninkryk kry, sodat dinge vir ons bygevoeg kan word. As jy nie sy koninkryk gevind het nie, gaan jy altyd verlore wees. Maar die eerste is om sy koninkryk te vind. Wanneer jy die huis eers sit, genees jou huis waar jy bly. Hy beskerm jou huis. Dis waar jy is. Jy is die huis. Hy versterk jou finansies. Jy sê nee man, hoe kan kerk nou my finansies versterk? Hy het 'n blygewige 'n blygewige gee, is hy lief vir, hy waardeer. Jy het 'n tyd wat jy vandag afgestaan het. Jy het tyd. Hoeveel tyd het jy afgestaan vanoggend? Van 7 uur af gewag vir die busie, 8 uur by die kerk aangekom, dis tyd, daar gee jy iets. En hy's bly as jy 'n opoffering maak. Baie kon dalk nat gereën het, maar ja, hy rig jou kinders op die regte pad. Om jou kinders kerk toe te laat kom, sit hulle op die regte pad van kleins af. Amen? Het julle geweet, eendag was ek by 'n funksie gewees waar ek moes gepraat het by 'n kleuterskool en die seentjie kom na my toe en hy vra vir my, tannie, nou wat se plek is hier? Ek sê dis 'n kerk. Hy sê, wat is 'n kerk, tannie? Mense, moenie dat julle kinders groot word en nie weet wat is kerk nie. Kry jou kinders by die kerk. Sorg dat jou kinders leer van die Here. Vertel vir hulle die kinderstorie, sodat hulle as hulle in die kerk kom, dat hulle gees reg is om te ontvang. En vandag is daar nie meer skole wat vir die kinders vertel van Jesus nie.
Die kinders moet dit by die huis leer, en as daar nie by die huis hande gevat word en 'n tafel gesit word nie, is daar nie lewe nie. Daar is dood. So, jy kan nooit verloor deur God eerste te sit nie. Kerk is nie 'n plig nie, dit is 'n sleutel tot oorlewing. Dis nie 'n plig om kerk toe te kom nie, dis jou keuse. Dis 'n sleutel wat jy gebruik, wat jy deur oopsluit. Dis soos groceries wat jy uit 'n kas uit. Baie mense sluit hulle groceries kas. So jy het 'n sleutel nodig daar om 'n blikkie bytpies uit te haal of 'n mens uit te haal. Jy het 'n sleutel nodig. En so het ons 'n sleutel nodig om geestelike kos te ontvang. 'n Sleutel tot vrede, 'n sleutel tot vreugde, tot stabiliteit, tot geestelike groei. Wie wil graag geestelik sterk word? Dis geestelike groei. Weet jy wat, maak nie saak wat is die storms nie. Ek kan geestelik groei. Ek weet ek gaan dit maak. Ek weet dit. God roep jou vandag terug om te sê, kom my kind, kom na die water toe. Kom. Hierdie boodskap is nie om jou te oordeel nie. Dit is 'n uitnodiging wat hy sê. God sê, kom terug na die plek waar jy kan asemhaal. Kom terug na die plek waar jou siel kan rus kry. Kom terug na die plek waar ek jou kan genees. Mense, genesing is nie net iemand wat fisies verkoue het of 'n hartprobleem nie. Is geestelike genesing, want baie van ons raak moeg. Ek was Vrydag so moeg dat ek aan die huil geraak het. Vir die eerste keer in my lewe is ek op my werksplek gevang slaap. Ek het op my arms gedink, ek gaan net vir 5 minute lê. Toe ek wakker word, toe staan daar iemand voor my, vang my op die job slaap. Was so moeg was ek. Moenie so moeg raak dat jy vergeet waar die samekoms is. Jy moenie so moeg raak om te weet, luister hier, so jy's besig om regtig waar op die verkeerde plek te wees nie. Om op 'n plek te wees waar jy gebruik kan word. Jy's 'n vis, jy's die teenwoordigheid van God. Jy verteenwoordig God in die water. Kom ons sing nou een liedjie. The blessing. Ons spreek 'n blessing uit vir elkeen van ons. Ek wil net ons saggies sing, net so 'n bietjie net so luister ons so. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Hy gee vir ons daai vrede. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. And keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree, amen. Amen.
Die lewensles wat ons vandag hieruit, hierdie boodskap uit kan vat is, as jy wil groei, moet jy geplant wees. As jy wil blom, moet jy besproei word. En as jy wil oorleef, moet jy verbind wees. En as jy geestelik sterk wil wees, moet jy in die water bly. Amen. Jou pastoor kan jou help, jou gemeente kan jou dra, maar jy, wat moet jy doen? Jy moet opdaag. Jy moet opdaag. Dis wat jy moet doen. Ek gaan nou, as ek afgesluit het, gaan ek vra vir die mense, is enige iemand wat gebed nodig het, kan ons na die diens, kan ons by mekaar kom, en ons bid saam, want as jy regtig waar voel, joh, Here, ek weet nie meer nie, is ons hier vir jou. Ons is hier vir elkeen van julle. Ons is daar om mekaar te dra. Ons is daar om vir mekaar op te lig. Ons is daar om seën uit te spreek oor elkeen se pad vorentoe. Ons is daar vir mekaar. Kom ons buig ons hoofde. Vader, ons bring vandag elke kind na U toe. Elke hart, elke siel na U. Here, ons het so gemaklik geraak, Here. Maak ons weer honger vir U woord, waar ons afgekoel was en afgekoel geraak het. Steek ons weer aan, Vader. Waar ons wegdryf, trek ons terug. Here, maak ons getrou, standvastig en geplant. Laat die liefde vir hierdie huis brand, soos 'n vuur in ons binneste. Bewaar ons van die vyand wat ons eensaam wil maak. En herstel ons in die water van U teenwoordigheid. Seën elke huisgesin, seën elke persoon wat hier sit, elke gesin, elke pad waarop hulle geplaas word, en laat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor elkeen rus. Ons bid dit in die naam van ons Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek wil tog ietsie bysit van, as ons nie daar is vir mekaar om ons hande omhoog te hou, kan dit vir ons die pad vorentoe baie moeilik maak, baie eensaam. En ja, baie van ons het nie 'n telefoon nie, baie van ons het nie 'n manier hoe ons by mense kan uitkom nie. Maar elkeen van ons gaan vir mekaar daar wees. Jy het nie nodig om by 'n persoon te wees nie. As ek 'n boodskap kry van Fritz en hy vra vir my, Martie, bid vir my, kan ek hom opdra in gebed. As Hester, dan Hester voel, kan nie meer nie, kan sy vir Liesel vra, hoorie, stuur 'n bietjie daar 'n boodskap na pastoor toe. En ons gaan gou, stuur gou 'n boodskap, laat asseblief, ek het nodig om gebed te hê. Weet julle wat, die Here het vir ons selfone gegee. Dis deel van 'n awesome plan om woord by mense uit te kry. Dink nou net as ons nie 'n telefoon gehad het nie. Hoe sou ons geluister het na woord? As ons nie TV's gehad het nie, hoe sou ons geluister het na woord? 'n Mens kyk nie net op 'n TV lawwe goed nie. Baie van ons is in die oggend om 5:00 as ons wakker word, wat wil jy eers hoor? Waarmee wil jy jou dag begin? Met God. Jy wil 'n boodskap luister, om jou nader te bring, nader te trek. Want as jy voel jy kan nie meer nie, dan besef jy, dan hoor jy daai boodskap van, by God is alles moontlik. Nee? As jy volgende word jy wakker, nou is jy daar in 'n storm uit op pad te werk toe, maar jy het nie tyd gemaak met die Here, dat hy vir jou sê, my kind, jy is nie alleen nie, ek is met jou. Ek is oral waar jy gaan. Jy het nodig om dit te hoor, jy het nodig om dit te voel, jy het dit nodig. Amen.